sê dankie. So 'n wonderlike woord wat ek vanoggend met jou wil deel. Ek weet net maar hierdie jaar ervaar ek in die gees ek met hierdie woord begin oor om te wees soos Jesus. Amen. Wie sê ek wil wees soos Jesus hierdie jaar? Verseker hierdie hande gaan op. Is om te wees soos Jesus. Om te wees soos Jesus is 'n hart. Is verseker Jesus se hart. En hoe was Jesus se hart? Ek bedoel hy het op hierdie aarde deurloop en hy het die heeltyd mense gehelp. Hy was die heeltyd daar vir mense. Verseker, en ek wil hierdie woord lees en ek gaan vanoggend daarna verwys. Hierdie bekende gedeelte. Die eerste, almal ken dit, die eerste vernedering van die brode. En toe Jesus uitgaan, het hy die groot skare gesien. Hy het innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siekes begin gesond maak. En toe dit al aand geword het, kom sy disippels na hom toe en sê, die plek is verlate. En dit is al oor die tyd, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel kan koop. Maar dan kom die woord, wat 'n kragwoord wat ek vanoggend met jou wil praat oor. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Die Here gee vir ons vanoggend 'n opdrag hier waaroor ek gaan praat. Ons moet mense iets te eet te gee. Mense kom honger in hierdie plek in. Ek en jy het 'n doel waarvoor ons hier staan. Elkeen het 'n doel en dit gaan oor mense, dit gaan oor siele. Ek wil vir jou sê, Jesus het net een doel voor oog gehad en dit was mense. Mensheid, sy koninkryk om vestig hier op aarde. En dan gaan die woord verder, maar hulle antwoord, ons het net 5 visies en 5 brode en 2 visies en hy sê, bring dit hier vir my. Weer 'n kraggedeelte waaroor ek vanoggend wil praat. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. En hy neem die 5 brode en die 2 visse, die hele kyk op na die hemel en hy dank en hy sê vir sy disippels om dit uit te deel. Almal het geëet, die woord sê, hulle het versadig geword en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En ons weet, die getal wat daai dag gevoed is, die woord sê, was omtrent 5000. Wat 'n wonderlike gedeelte om te wees soos Jesus. En hier's 2 goed wat vir my uitstaan. Jesus se liefde en medelee met mense is daardie dag geopenbaar. Want die Here het onmiddellik die nood gesien. Hy het die behoefte gesien en hy begin siekes gesond maak. Ek weet nie, maar om soos Jesus te wees, gaan jy hierdie jaar 'n innige meegevoel moet hê. Jy gaan moet simpatie hê, jy moet gaan empatie met mense hê. En ek wil vir jou sê, dis nie die gees van die Here wat in jou lewe kan inkom en jou verander om te wees soos Jesus. Ek bid vanoggend vir elke vrou. Here, dankie vir dit wat U wil doen, dat U gees vloei in hierdie plek. En Here, dat ons sal opstel en sê, Here, verandering hierdie jaar in my lewe. Ek wil wees soos Jesus. Verander my hart, verander my gesindheid, verander my dade, my optredes. Amen. Verseker, en dan kom hierdie woord. Disippels sê vir Jesus, stuur hulle weg, sodat hulle na dorpe kan gaan en vir hulle voedsel kan koop. Maar Jesus kom en sê, hulle hoef nie weg te gaan nie. Wat 'n kraggedeelte, gee vir hulle iets om te eet. Dit was seker die wonderlikste woorde wat hierdie hongermense langs die see van Galilea kon gehoor het, want almal was moeg, hulle was uitgeput, hulle was honger, maar die Here sê, hulle hoef nie weg te gaan nie. Ek wil vir jou sê, wanneer jy Christus gevind het, het jy die bron van lewe gevind in jou lewe. Amen, hy is die bron van jou lewe. Daarom wil ek jou aanmoedig, as jy genesing nodig het, soek die geneesheer. As jy verlossing nodig het, soek die verlosser in hierdie oggend. Soos ek gesê het, kom in 'n dieper verhouding met die Here, soek die gewer wat jou doop met die Heilige Gees. Amen. Dankie Here, jy vat hierdie vrouens, ek ervaar van dimensie na dimensie. Ek het klaar vanoggend 'n profetiese woord vir Mariet gegee. Die Here het hoër dinge vir ons in stoor. Amen. Kom ons gee die Here 'n eer vir die woord. Hulle hoef nie weg te gaan in die wonderlikste woorde vir mense in nood, in pyn en in smart. Mense wat nie inkom, wat seer is.
Ek wil vir jou sê, hulle hoef nie leeg hier uit te stap nie, maar dat ons die liefde van die Here na hulle kant toe sal uitgee en dat ons vir hulle sal kan begin bid en sê, Here, maak hulle los. Breek hierdie bande vanoggend in Jesus naam. Watter pyn jy ook al en nood wat jy ook al ervaar in hierdie oggend, hier Karen, ek is so bly jy's vanoggend hier. God staan vanoggend by jou stil. Hy ken jou behoefte, hy ken jou nood. Is vanoggend by die Here bekend. Elkeen is vanoggend bekend by die Here. Amen. En ek wil vir jou sê, elkeen het verskillende behoeftes waarop ons die Here voor vertrou. Wanneer jy die Here waarlik dien, hoef jy nooit jou diepe honger en soek en dan vervulling elders te gaan soek nie. Nee, vir die wat na hom kom soek, sal hy help en wil die Here hierdie geestelike honger stil in ons lewens. Jesus het mense gehelp. Ek en jy is ook kanale waardeur die Here wil werk om sy werk voort te sit op die aarde. Ons weet die Here was nie vir altyd op die aarde nie. Hy het dit verlaat, maar hy los ons sy Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, ons as kanale het werk deur die Heilige Gees om te doen. Amen. Die kerk, die werk van God mag nooit van God moet voortgesit word. Verseker, soos die disippels wou doen. Die kerk, werk van God, verseker moet ons voortsit. En ons kan nie mense honger en onversadig wegstuur nie. Jesus se opdrag geld vandag steeds. Gee vir hulle iets om te eet. En ek en jy moet iets gee vir hierdie honger mense. Ons moet daar kan wees vir mense in nood, wat behoefte het. Mense, ons moet hulle help om uit te kom by die bron van lewe. Ons moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle ondersteun. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? As ons nie mense se geestelike honger stil en die leegheid in hulle harte vul nie met die liefde van Christus nie, wat word dan van hulle? Is dit nie daarom wat so baie mense en veral jong mense belangstelling verloor en hulle gaan soek sekere dinge in die wêreld en hulle gaan soek sekere dinge op 'n ander plek nie. Amen. En ons moet verseker ons as kerk het 'n groot verantwoordelikheid as mense honger in hierdie plek inkom om dit raak te kan sien, om met mense te kan connect en te kan sê, weet jy, ek is daar vir jou, ek wil saam met jou bid, ek wil jou arms omhoog hou, saam gaan ons die oorwinning behaal hierdie jaar. Amen. Kom ons gee die Here 'n handklap vir hierdie woord. Ons kan nie laat mense geestelik doodgaan nie. Verseker, as hulle geestelike honger sterf, dan kan hulle verlore gaan. En ons kan nie, die Here het gesê, as hy wil is dat, verseker dat mense tot redding en bekering moet kom. Ons kan met baie dinge besig wees, maar as ons nie die honger en die behoefte van mense kan stil nie, mis ons doel en roeping hier op aarde. Die kerk mis hulle doel en hulle roeping, want ons moet wees soos Jesus. Ons moet 'n medelee kan hê en 'n innige simpatie kan hê en te sê, weet jy, ek gaan saam met jou bid tot wat God vir ons onderneem en wat hy vir ons help. Jesus se opdrag is verseker 'n onmoontlike opdrag, want almal moes eet. Ons weet daar was 5000, die hongerskare was 5000. Al wat hulle het was hierdie seentjie, 5 brode, 2 visse. Hoe treffend is dat die Here kinders gebruik in sy bediening. En dan gaan ek verder. Hierdie 5 brode en 2 visse. Die Here kom en hy sê, bring dit hier vir my. Wat 'n kragwoord. Ek wil vir jou sê, die eenvoudigste dinge word in die hande van die Here iets wonderlik, want is net 'n aanraking. Die oomblik toe hy sê, bring dit vir my hier, en hy begin bid, toe is daar 'n klare verandering. Die bonatuurlike vind plaas wanneer God in beweeg. Dan sê ek, Here, dankie vir hierdie bonatuurlike aanraking vanoggend in mense se lewens. En dan gaan die woord verder. Soveel genesings kan plaasvind deur net 'n aanraking. Dis wanneer ons bid en die Here doen iets in jou lewe. Jesus was in staat om uit niks 'n hele skare kos te kan voorsien. Die wonderwerk is soms in ons hande. Dink aan die weduwee van Sarfat, wat die Here haar opdrag gee. Vat hierdie laaste bietjie olie en hierdie meel, maak 'n broodkoekie vir Elia gereed. En toe sy gehoorsaam is, toe
vind die bonatuurlike plaas. En die woord sê, hulle het vir dae geëet. Dan wil ek jou aanmoedig in hierdie oggend, sissies, jou seun lê in gehoorsaamheid. Amen. Kom ek sê vir jou hierdie, die Here, Vader, God gebruik mense soos wat hy hierdie weduwee gebruik het. Hy het hierdie seentjie gebruik. So dikwels gebruik die Here ons om iemand te seën. Amen. Hy seën ons sodat ons op 'n seën vir ander kan wees. Wees beskikbaar om deur die Here gebruik te word. Kom ons wees hierdie jaar soos Jesus. Kom ons bid, kom ons help, kom ons reik uit. Ons kan nie soos hierdie disippels wees en sê, stuur hulle weg. Nee, ons moet soos daai kragtige woord van die Here sê nee, hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee hulle iets om te eet. Amen. So dis so 'n kragwoord in hierdie oggenduur. Mense wat honger instap, mense wat nood het, mense wat behoefte het. Here, dankie. Staan by oggend by mense stil. Dankie vir die teenwoordigheid van die Here. Dankie vir Jesus in ons lewens vanoggend. In Jesus naam. Sissies, kom ons sit net so lank bid ons saam. Here, ek deel weer vanoggend 'n wonderlike woord. En ek wil die Here loof en ek wil die Here prys dat ons mense hierdie jaar iets te ete sal gee. Maak nie saak waar ons beweeg nie. Here, dat ons is die kanale, ons is die instrumente om te wees soos Jesus. Here, daar is soveel behoefte, daar is soveel nood. Ek roep jou vanoggend in gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Laat die Here jou lewe hierdie jaar verander om te wees soos Jesus. 'n Medelee, 'n innige simpatie. Dankie, Here, ek wil U begin loof. Ek wil U begin prys vir kanale, vir instrumente wat gaan opstaan. Here, dankie. U wil verseker in en deur ons werk. Dan sê ek, Here, ons is tot beskikking van U in U koninkryk. Laat U wil vanoggend in ons lewens geskied. Amen.